Aaron, hoe lyk dit? Dit gaat goed, hallo André. Hoe lyk die dinge by jou? Alles lyk reg. Ek is baie dankbaar om dit te hoor. Okay, so, vertel ons gou vinnig, ons het die Mono Sem Wingmax hier. Eerste ding wat ek wil weet, julle het nou die konfigurasie van die wiele agter, balkie in die middel en al die dinge. Wat was die hoofrede oorweging vir dit gewees? Soos julle allemaal kan sien, het ons besluit om die karretjies nader aan die trekker te hê en die kunstmisbak is agter die karretjies. Dit gee jou van die trekker uit 'n baie beter toesig op die plantoperasie, want jy wil daar sien wat aangaan. En die gewigsverspreiding ook. Die feit dat die kunstmisbin agter die as sit en die karretjies voor, beteken as jy nou iewers 'n bietjie die plante optel, verplaas jy 'n gedeelte van die gewig dadelik op die trekker. En jy sit nie vas nie. Nie so maklik vas. Ook die groot wiele agter help ontsettend en die zwaargronde, net soos in die ligte gronde. Daai deursny van die wiele is groot genoeg om selfs in die droë sand in die Vrystaat lekker te kan plant. En hierdie vlerkies van hom, wat hy nou so, jy sê het een van 'n flotation aksie hierso, wat jy basies met die hydrauliek so uitlok, maar dan val die al vir die ouens wat kontoure en daai tipe van goed het, float jou wings, is ek reg? Ja, is reg. As jy hom uitvou, nee, dan by elke wenhakker trek jy nou die vlerk tussen punte op, en elke keer as jy hom laat sak jy ook weer die vlerk, maar die vlerk rechts en links loop altyd op sy eie diepte by 'n wiel. Of jy hom nou met hom aandryf of nie, dit beteken in hierdie geval by die 12-ry is nou 3 karretjies op 'n wiel, 6 karretjies in die senterseksie word gedra die groot agterwiele agter, en aan die ander kant die vlerk loop ook weer op sy eie wiel. So hy volg die kontoure op en af, want onthou, die karretjie moet 'n sekere balkhoogte hê, maar ook die kunstbestuurs hak ons op die balk. 100%. Nou, gepraat van op die balk. Hierdie kant het jy nou julle striptil konfigurasie. Verduidelik my, waarna kyk ek en wat is die doel van elke ding wat ons nou hier in 'n ry het? Ja, nee, ons striptil konfigurasie, wat nou hier op die eerste 3 karretjies is, bestaan uit 'n snykouter eerste, wat vir jou die reste sny, né? Een stel getrekte roukliners, wat op 'n lang arm van hier afgesleep word, wie se drukke kan stel, wie se diepte kan stel, wat agter die snykouter skoon maak, voor die tand. Nou, party van die ouens het 'n ding wat stoot. Hoekom het julle besluit om te gaan op die trek aksie? Ek dink almal weer trek is beter. Okay, nee, ons kan ons so hou. Okay, dis julle striptil besigheid. Hy het dan 'n tand ook daarso in. Ek wil net weet, 'n tand is maar basies om die kunsmis in te sit, nee. Die tand is om die kunsmis in te sit. Die tand het 'n tamelike sterk vier, wat van 'n buitelploeg afkom, om die tand in die grond te hou en te laat trip en terugkom, as daar obstakels is. Die tand is nie die enigste opsie, die tand kan vervang word met 'n double disc. So party mense hou van tande, party mense hou eerder van 'n counter. Double disc moet natuurlijk nou sagte gronde werk, in die harde grond, man, net jy maar die tandbloed aan. So, dis nou 'n dubbelde stel roukliners. In die sandgrond in die Vrystaat wil jy mos nou ook grond wegvat, nie net reste nie. So, dis 'n dubbelde haakfunksie van 216 duim groot gesleepte, veergeleide, haake, dat die karretjie 'n lekker plat oppervlakte het, wat nie reste meer lê nie. En, okay, en dan, maar as ek dan in die noutel kant gaan, net na as ons na daai punt toe kan kom, dan is dit basies sonder hierdie haartjies, en is letterlik net die tand, kouter, tand, karretjie, is ek reg? Correct. In Natal, in die zwaargronde, daar loop ons meeste monosems met die snykouter alleen, dis dieselfde snykouter, en die tand alleen, is dieselfde tand. Die tand kan weer vervang word met 'n double disc. Dit is die bose opsie. Daar loop soms roukliners op die karretjie, soos as hulle ken. In Natal is dit wat die mense soek. Maar hulle het ook baie keer dieselfde tipe omstandighede as hier swaarder gronde, daai tipe van dinge. Hierdie goed, ja. Ja, hierdie goed, nee. Okay, so dan daai kant het ons basies die konvensionele kant. En ek het daar by Petrusburg, wat interessant was, wat ek daar geleer het by Johan Groblaar, is dat
die sand was vir hom 'n groot issue geweest waar hy nou daai goed gebruik om die droëgrond weg te vat waar jy jou kunsmiskouter wat inhardloop of jou tand maak gewoonlik dat daar val gewoonlik grond in wat dan vermeng en dan sit jy met 'n probleem waar jy sit na die put in daai gemengde grond in plaas van in die nat grond waar die ding dan nou stik. So verduidelik my gou 'n bietjie daai besigheid. Nee, ons het ook weer 16 duim rouwcleaners voor die conventionele kouter gezet. Die conventionele kouter is dit wat jullie kent, 20 duim kouter, loop op een 4 graden hoek, het zijn downpipe langs die kant. Nee? Die rouwcleaners aan die voorkant maakt nou wel voor die kunstmisplaatsing een baan oop, dat die kunstmistool zijn kunstmis niet weer uitgekrapt wordt die rouwcleaners wat je dadelijk op je karretjes hebt. Zo, weer grote rouwcleaners, weer SKF AgriHub op en weer gesleepte rouwcleaners wat makkelijker op die obstructies gaan. Wat de wijde baan oorploeg, niet de resten, grond oorploeg, dat kunstmis recht geplaatst wordt en die karretje lekker kan lopen. Okay, uit de kunsmisoogpunt uit van my duidelik my so 'n bietjie, wat is die kunsmisstelsel wat julle hier op het? Hoe werk hy? Ja, jij weet het al, die kunstmisstelsel is die 30 system kunstmis uitdraaier uit Brazilië, wat al op ons andere planters tot een legende geworden is. Verschrikkelijk accurate, klein kort, kirktrekker, wurmpies, wat niet pakt, niet toezit, in die ochtend diezelfde gooien als in die avond, met die goedkope kunstmissen kan werken. En op die machine draaien we dus nou elke reise kunstmis met de aparte uitdraaier uit. Zo, daar is die een roller en daar is die verdeelkoppen op niet. En die uitdraaiers is, ja, baie bekend en baie oulik en die net op ons planters op. Dit wil ook zeggen dat ons tank is niet gesield nie, ons stelsel is niet onder druk nie. Dit betekent die opening aan die voorkant is groter, mens kan lekker ingooien met die massazakken of met de voorkant tapkarren. Die opening is groot en ik heb die tank niet onder druk nie. So, ik kan zelfs met de oopdeksel planten. Hoekom het jy besluit om die tank niet te onderdruk nie? Die uitdraaiers was al bekend op ons andere planters en hulle is so oulik, ons wil hulle nie mis nie. En die uitdraaier is nou een oopstelsel, ik kan ook makkelijk bijkomen. Hij is hier in mijn oorhoogte, die schoonmaak elke ochtend, elke avond, wat maar toch nodig is, daar gaat hij. Kan ik lekker bijkomen. Aangezien die uitdraaiers oop en bloot is, kan ik hulle niet onder druk zetten. Verduidelik my gou die pot wat ons daar so deurtrek. Ja, die zaadpot is vacuum. Ons wordt baie keer nog gevraagd, zuig hij, blaas hij. Ons zuig, moeders hebben met die vacuumstelsel uitgevonden in 1973 al, zo ik mag zeker zeggen, dat is die ma en pa van alle vacuumstelsels. En vandaag is dat niet meer baie planters wat blaas. So, ons het een zuigstelsel, ons werkt met een platplaat, ons platen is stainless steel, ons pot is aluminium, ons afkrapperkie is brons, daar is niks plastic binnen in die meter niet. Ons zaadplaten kost R480. Ons is bekend dat ons slechte zaad, gemengde putten, plantes, rondes, grootes, kleinkies, die elkaar, alles wat die zaadmaatschappij het om te planten is meestal net een handjie vol zaad met baie slechte mengsel van zaad. Ons monosympot kan dit hanteren en hij plant put voor put. Die minste moontlijke dubbels, die minste moontlijke skips. Zo, aan die rechterkant is nou die conventionele tool, wat bestaat uit die 20 duim kunstmiskouter, wat die kunstmis plaatst, met die gesleepte 16 duim rouwcleaner voor. Die karretjie zelf het in die geval vingerwielen op, wat nou vir hierdie gronde glad nie ideaal is, so die eerste 3 karretjies op vingerwielen is vir die vrystaat. Julle weet, daar plant hulle met sulke eisterrollertjies agter op hulle planters. Die middelconfiguratie het, ik weet niet nou, redelijke strepen getrekt, dit is die gewone no-till. So, als hier die nou een rechte land zal wees, dat ik zeg, die middelconfiguratie, die 6 karretjies in die middel, hulle is recht respect. Hulle die rechte toetapwielen, die rechte kunstmistool, als het tand en die snijkout daarvoor. Dit is genoeg hier. Goed, aan hierdie kant zien we dan nou bij die stripdrukkit. En ja, dat is niet die omstandigheden waarvoor dit gebouw is, maar dat heeft ons samengebracht dat allemaal kan zien wat zijn configuraties daar bij ons beschikbaar is en wat ze toetrap willen horen.